Halleluja. Welkom vanoggend hier by Koms, nee, is nie Komsom nie, dit is die Elroy gemeente. Prys die Here. Maar die koffie was lekker geweest. Prys die Here. Nee, eers my gedagtes terugkry. Ja, okay, welkom vanoggend hier so by Elroy gemeente. Dankie dat almal ingeskakel is, almal hier is, elke kind, elke ma, elke vrou, elke man. Dankie dat julle is, selfs die honde is hier. Prys die Here. In die naam van Jesus groet ek julle. So ja, okay, kom ons begin eers met 'n gebed. Here Vader, ons kom vanoggend voor U. Here, om U te loof, te prys, te eer en te verheerlik. Here, ons sê dankie, Here, dat ons vanoggend hier is. Here, dankie Here dat ons die eer kan bring, die lof kan bring van ons harte. Here, in U teenwoordigheid kan wees. Here, kom staan net by elkeen van ons stil. Here, en raak ons aan, Here, help ons. Ons het U so nodig in die magtige naam van Jesus Christus van Nazareth. En Here, kom met die Shekinah glory. Here, kom in die wolk. Here, maar kom met die heerlikheid, kom met die krag, kom met die mag, kom met alles, Here. En raak ons vanoggend aan in Jesus naam. Dankie, Here. Amen. En prys die Here. En amen. En prys die Here. En amen. Okay, ek was net besig om te kyk. Okay, prys die Here. Glory haleluja. Okay, kom ons kyk gou met aan Louisa kansie. Sy sit al gereed, sy sê my ek moet klaar kry. So ja, kom ons gee haar gou kansie. Welkom almal vanmôre in die huis van die Here, elkeen van ons. Mooi mense wat hier is vanmôre, welkom julle spesiaal uit ons hart uit. Ons is lief vir julle almal, ons waardeer julle. En die koffie is so lekker in die oggendete. Ons het daar vir Emmy, baie dankie Emmy, dis heerlik julle twee. Julle waardeer baie. Sy Malie. Ek sê mos sy Malie. Baie dankie julle, hoor. Ons moet mekaar waardeer. Ons praat oor mosterdsaad geloof. Julle en ek glo, ons het almal aan hierdie tyd wat ek hierdie stuk het ons al almal hierdie geloof probeer toets met iets. As ek reg of is verkeerd. Ons almal probeer dit toets, ons moet dit toets. Ons het ons wetenskap gehad op skool, hier was er 6 af. En dan leer jy ons daar hierdie mengsel en daai mengsel te meng en jy kyk wat gebeur dan. So ons kan nie die Here wetenskaplik aanvat nie. Maar ons kan die Here vra met ons harte. En uit die diepte van ons harte kan die geloof groei. Nou vanmôre ek beweeg nou met 'n klimaks na die einde toe van hierdie goed het ek gesê laasweek 2-3 weke dan maak ons klaar. So nou moet ons baie mooi luister. Aan die begin het ons gesê dit help nie ons mors ons geloof op daai 5 goed nie. En ons kan dit al 5 onthou. En ek dink julle het almal gedink ek is goed van die pad af. Maar ek wil julle sê ek het hierdie woord by die Here gekry. En met tyd leer ek julle soos wat ons gaan. Ons gaan dan nou verder vandag met Matteus 5 vers 14 en ek gaan hom weer vir julle lees. Hy sê julle is die lig van die wêreld. 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maanemmer nie, maar op 'n staander. En dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mens dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Nou ons leer almal ons kan nie op ons goeie werke hemel toe gaan nie, maar hierdie werke is totaal iets anders wat die Here van praat. En ek het baie skrif vanmôre, maar ek kan hulle nie almal lees nie, my tyd is te min, so ek gaan dit net vir julle noem. En as julle regtig die plasing wil lees, sal ek dit vir julle gee na diens. In die woord van die Here is daar 'n plek wat hy praat oor die verdorde en verdroogde vyeboom. Wie weet van dit? Ons almal ken daai stukkie, nê? Hy sê in die woord staan daar, die byl het teen die stam van die vyeboom gelê. En die Here het gesê, as ek by hierdie boom verbykom en ek kry nie hier 'n vrug nie, gaan ek hom uitkap. Want hy's nie vir my werd om in my tuin te wees nie. En vanmôre wil ek hierdie woord regtig
met die maat-emmer, ons is die lig op die stad. Hoeveel van julle het al gekom in 'n plek, in 'n winkel, by die werk, in 'n huislike omstandighede, waar vriende staan, en ewe skielik het almal gesels en praat, en die moment wat jy ingestap het, het almal stil geword. Ek wil vir julle sê, weet julle hoekom dit gebeur? Daar sê, dankie Freddy, daar's een wat heeltemal wakker is, is jou lig wat skyn. Die woord van die Here sê, die ongeregverdiges kan nie die lig van God staan nie. So jou lig kom in hulle teenwoordigheid. Hoe moet jy nou, moet ons daar onsself verheerlik? Nee, ons verheerlik ons van God, want dit is sy lig wat deur ons skyn. So baie keer as ons by die werkomstandighede, ek volg so 'n bietjie hierdie ding van, ek het gedink hierdie mense van 291.000 in Suid-Afrika moet nog afbetaal word einde November. Hulle is klaar afbetaal mense, daai mense doen nie werk nie. So nou moet ons vrug dra, 'n appel, 'n peer, 'n appel, 'n piesang, moet ons dit dra? Nee, ons moet die vrug van Jesus dra. Nou sê ons ook die vrugte is vrede, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid. Ja, dit is die vrugte, maar ek wil julle iets diepers leer. Daar waar die geloof nou inkom soos 'n mosterdsaad. En toe ek dit leer, en toe die Here met my praat hierdie week oor my, met dit, toe skrik ek vir my bors dood. Hoeveel megakerke, hoeveel fantastiese predikers het ons land nie, het die wêreld nie. Hoeveel keer weet ons hulle woord aan wat hulle spreek? Die het 'n goeie woord gehad, daai het 'n goeie. Ons sien die persoon met die woord wat hy spreek. En ons neem aan, hy het 'n verhouding met die Here. Maar hierdie week het die Here vir my gewys, hy het nie 'n verhouding met die Here nie. Hy's ingeoefen. Die woord van die Here sê, jy moet soos 'n atleet op die baan wees. Jy moet bly oefen om die eindpaal te kry. Of hy by die eindpaal gaan aankom, gaan sy saak wees. Maar ons oefen nie eers nie. Ons het die vrugte nie. Ons het die vrugte van daai wat die woord van die Here sê. Maar die Here sê sy by ons boom kom en hy's dor en hy's droog en hy vir ons uitkom. Nou het ek vir julle gesê, die woord van die Here is ons manual. Dis ons skrif wat ons moet lees, ons geloof wat ons moet hê. En as ons nie daai geloof het nie, gaan die Here jou uitkom. Ek weet nie of julle kan ervaar, ons het hier by mekaar, is daar so ander liefde tussen ons. Het julle dit opgetel? Dis 'n ander liefde mense, ons lewe na die eindpunt toe. As ons die vrug dra nie, gaan die Here ons uitkom. Wat is die vrug? Die vrug is om God se woord te ken. Om sy woord te ken is nie al nie. Jy moet 'n verhouding met hom hê. 'n Verhouding is nie 'n eensydige verhouding nie. 'n Verhouding kom van twee kante af. As dit net van deel se kant af kom, gaan ek en hy elke dag beklei. As dit net van my kant af kom, gaan ons elke dag beklei. Hoekom raak die Here stil in ons lewe? Hoekom antwoord hy ons nie? Want ons gee nie tyd aan hom nie. Ons moet aan die Here tyd gee, dis ons vrugte wat ons dra. Ons gaan mekaar in die laaste tyd gaan moeiliker raak, ek waarsku julle vanmôre, dit gaan moeiliker raak, geld gaan minder raak, wat jou geld, saai dit. Moenie meer goed by mekaar maak in hierdie wêreld nie, jy gaan verhuis, jy het nie meer nodig nie. Moenie dink jy's nog 10 en 20 en 30 jaar nie, daar is nie 10, 20 en 30 jaar nie. Want die tyd is vir die Here jou genade, as jy kom aan voor daai tyd is jou tyd. Ons moet geld vashou nou, ons moet, dit help nie los in die bank nie, gee dit vir die Here, saai, vat jou mosterdsaad, gooi dit in die sakkie vanmôre, en sê Here, ek saai hierdie mosterdsaad. Dis my geloof. Sodat die dag as my boeties en my sissies nie kan aangaan nie, dat ek 'n fondse in my huis sal hê, dat ek 'n kosie in my huis sal hê, en vir hulle sê, kom eet by my. Kom sit by my boom vandag. Want die Here gaan dit op jou hart lê. Hoe gaan hy dit op jou hart lê? Alleenig wanneer jy tyd met hom gespandeer het. En ons moet begin glo en by sy woord hoor. En ek gaan volgende week aan wat ek gaan bietjie dieper raak oor by die boonste
en die geloof en my tyd is om vandag. Here, baie dankie dat U met ons praat en met ons deel. Here, in die oggende as ons werk toe gaan, dan weet ons nie eers, regtig met sekerheid kan ons sê, ek kom huis toe vanaand met my vrou. Ons weet nie eers of die weggaat, want tussentyd het daai dag sal wees nie. En in watse gemoed is ek uit die huis uit? Het ek vrede met my gesin? Het ek vrede oor my vrou en my kinders gespreek? Het ek die vrug van die Gees gedra? Is my saad in die grond van my geloof? As ek skool toe gaan, hoe was ek met my moeder en my vader gewees? Het ek op klein die kar uitgeklim? Het ek gewag op die Here, het ek 'n wag voor my mond geplaas? Here, en vanmôre is ons almal skuldig, ek en self is almal skuldig. Want ons kan elke dag 100% nader en nader aan die Here kom. En vanmôre, Here, is ons geld wat ons agterhou op hierdie aarde. Die geld maak dat ons teen dit vaskyk, so beroof die Satan ons van ons seëninge in die Here. Ek wil U vra dat U ons sal losmaak van hierdie wêreld en aardse goed. Ons moet dit hê om te kan koop en te kan eet, ja, maar U sal ook vir ons voorsien, want aan die woord van die Here sê, dan kom 'n dag wat jou geld nie eers vir jou meer gaan help nie. Jy gaan staan met geld in jou hand en jy sal nie kan koop of verkoop nie. Hoe gaan jy leef? Dis in daai tyd, as jy nie geleer het om na die stem van die Here te luister nie, as jy nie geleer het om stil te raak met die woord van God in jou hand en te luister wat die Here met jou praat nie, jou verhouding tweesydig is nie, dan gaan ons dit nie maak in Jesus. En ons wil vanmôre sê, ons wil ons lewe regkry, ons wil ons harte regkry. En hierdie ewel wat ons gaan terughou, wat ons beroof van ons verhouding, maar tog het U die pondse daar gestel om van te leef. Maar dit is ook die ewel, want dit is die ding wat ons uit die hemel uit sal hou. Ek wil U vra, maak ons los van dit, dat ons dit vir die werk van die Here sal gee, dat ons sal nader en nader en nader elke dag aan Jesus beweeg, want soos wat ons sit in hierdie kerk vanmôre, is elkeen geroep met 'n roeping in sy lewe. En ek wil U vra, Here, as die oes instroom, dat hierdie mense beman sal wees om te sê, ek is hier vir jou. Want U het nie net 'n pastoor en sy vrou geroep nie, U het van almal disippels gemaak. En U het gesê, gaan haal hulle, gaan roep hulle, bring hulle, voeg hulle toe. Here, ek vra U vanmôre dat die saad van geloof wat hierdie mense plant elke week en glo, dat dit so sal groei, dat as hulle met autoriteit by daai werke sal instap. En die mense kan wel miskien van jou werk praat, en hulle kan jou wel miskien by God, by die baas aankla, maar hulle kan jou nie by jou pappa vader aankla nie. Hulle kan jou nie by Jesus aankla nie. Want Jesus is deel van jou lewe. Jy maak hom deel van jou lewe. Here, hou ons vas in die wonder van die hand. Seën ons, Here, seën ons. Seën elkeen, nie met skatte van hierdie aarde nie, maar seën ons met die rykdomme en die skatte van die koninkryk, dat hierdie goed ons nie sal agterhou nie. Wanneer ons as 'n gesin nie by mekaar is nie, en U kom daar, dat ons weet ons sal ons medegesinsdede in die hemel ontmoet. Ons sal daar verenig in Jesus naam. Die kring sal volmaak wees in Jesus naam, want ek saai my saad, sodat God met my kan begin praat, raakstaan van die woord, elke dag in Jesus se naam. Amen. En amen. En prys die Here. Ha? En loof die Here. En loof die Here, sê die kerk. Prys die Here. Wat 'n wonderlike voorreg voordat ons die Here gaan loop en eer. Ons het ook 'n projekbestuurder hierso in ons gemeente. Dit is Jonathan. Nou Jonathan is deel van baie projekte hier in die kerk. En een van hulle is gaan hy nou 'n bietjie met julle 'n bietjie deel. En Jonathan,
Kom staan daar en kom praat hier met hulle. Ek gaan nou vir hulle preek. Goeiemôre aan almal. Ons wil net vertel dat ons wat ons vir elke gemeente nou gedoen het. Ons gaan die 28ste November op 'n Vrydag aand 'n komsing aand vir almal hou. Dis 'n normale komsing, normale komsaak, maar julle is welkom om ons te kom by ons te kom bywoon om te kom sing. Daar gaan koeldrank en sappe verskaf word. Daar word chicken mayo broodjies verkoop teen R15, bacon en kaasbroodjies teen R20. Koeldrank en water sal verkoop word. Dit is van 7 tot 9, julle is wel, die hekke maak 6 uur oop. En ja, ons hoop ons sien julle daar. O ja, en dan bestellings kan geplaas word by Emmy. Die bestellings maak die 27ste toe. En dan die betalings kan julle doen Vrydag aand. Baie dankie. Ja, ons gaan, ja, dis is nou Vrydag. En ons gaan lekker eet, man. En ons gaan 'n bietjie saam sing ook. Gaan jy wees? Ek beloof jou, ek ook. Ek gaan nie op verlof nie. En ek wil net vir almal vertel, my adres het verander. Ek is nie my oom nie, ek is 'n pastoor. Vra vir Lisa. Prys die Here. Kyk gou na ons slide. Malie, kan jy gou vir ons speel daarso? Hy gaan in die folder wees. Ja, daar is hy. Daar is hy. En nooi mense, man. Yes, amen. Ons gaan lekker eet. Kyk daarso. Bacon en kaas, chicken mayos. Dan kan jy ook die chicken song doen. Yes. Julle kan julle nie te wag tot 7 uur toe nie. Jonathan, jy het tyd gegee, né? Hoe laat? 7 tot 9, ek kom om 6 uur. Ja, maar hulle kan 'n bietjie vroeg kom. Hæ? Hulle kan 'n bietjie vroeg kom. Ek is van 6 uur af op, pastoor. Ja, ek is al van 6 uur af op in die oggend. Dan gaan ek weer in die aand, ekskuus mense. Jonathan wil help my vinniger. Hy sê nee, in die aand. Nee, is reg, Jonathan. So ja, man, ek kan prys die Here, ek kan nie wag nie. En ons gaan ook die kom saam program hê Vrydag aand. So prys die Here. Halleluja. En as julle hom wil hê, dan die advertensie van ons sê gee ons net jou nommer en ons forward ons hom vir jou. Maar nooi net 'n bietjie mense. Vertel vir mense, Lisa, jy ken ons nou so baie. Ekskuus? Ja, daar is vader. En die Bybel sê jy moet 'n dienaar wees van die woord. So as jy 'n adresvader het, jy is nou dogter van die Here en dan moet jy ook nou doen wat die Here sê. Yes. Mense, ja, ons het groot dinge wat hierdie maand wat vorentoe gaan. Daar's groot dinge wat kom, so prys die Here. Maar kom wees los van die program. Okay, kom ons begin met lofsange. Waar's nie gekruip agter die ligte. Okay, is julle gereed? Is julle gereed? In die naam van Jesus. 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 Prys Prys die Here. Okay, daar gaan ons. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate.
Prys die Here is nommer 2. Kom, dis al, nou moet julle sing. Maak nie saak nou wie jy is vanoggend. Maak nie saak hoe groot jy is of hoe klein jy is nie. En wat saak maak is vanoggend. Jesus het die prys betaal vir jou. En daar's 'n lyn na Jesus toe met gebed. En daai lyn is betaal in Jesus naam. So ja, kom ons sing hier die volgende liedjie. Maar nou wil ek julle hoor sing. Prys die Here. Jesus Christ.
Here, halleluja. En daai ding is nooit beset nie. Amen. Halleluja. Amen. Like a river,
Prys die Here. Halleluja, die waarheid sal vorentoe gaan en ons sal march. Dis nie march in April nie. Dis march vir Jesus man. Smaal vanoggend. Halleluja, kom ons sing nog een song. I want to
Here, dankie dat ons U kan loof, kan prys, kan eer, kan eerlik. Dankie Here, dat ons U die aanbidding kan gee van ons harte. Here, kom staan by elkeen van ons stil. Ons het U so nodig in ons lewe, Here. In ons omstandighede, maar in elke dag se wandel. Here, ons kan nie sonder U nie. En Here, ons vra U, kom met die grootheid, kom met die magtigheid, kom met die heerlikheid, kom met die geestelike autoriteit en spreek met die hart van mense, Here. Here, leer ons U weer. Wys ons aangaande die weg wat ons moet stap. En Here, laat U Gees met ons is, vul ons, Here. Raak ons aan. Maak ons opnuut U eiendom. In die magtige naam van Jesus Christus. Die kerk sê, Amen. En prys die Here. En Prys die Here. Halleluja, halleluja, prys die Here. Glory, 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 halleluja, halleluja, halleluja. Prys die Here. Amen. Daar sê, kom ons sit maar. Kom ons beloof ons parodie die sitplek. Maar met die plek nie. Ons, daar sê ons sit net. Ja, ek lekker bietjie oor. Dis kom ek, dankie Malie vir my handdoekie, sit my handdoekie gee. Julle kan almal lees, kom saam. Maar doen dit net vanaf. Prys die Here. Mense, ons is nog steeds besig, hoekom die Gees van die Here nie in ons lewe werk nie. En hoekom die Gees nie in die volheid kom, in sy krag en sy mag en sy heerlikheid. Ons gaan nou vanoggend aan. Laasweek het ek vir jou gesê, Jesus staan gereed om homself te bewys. Maar nou vanoggend gaan ek nog verder. Jesus staan gereed om homself te bewys dat hy 'n magtige, kragtige woord is. 'n magtige, kragtige woord is. Jesus is die woord. Want hy is die weg. Hy is die waarheid. En hy is die lewe. En mense, ek moet vanoggend vir jou sê, en dit verhinder ook dat die Gees van God nie in die volheid kom. Want hoekom? Ons sien probleme, ons sien omstandighede, ons raak benoud, en daar's baie dinge, die wêreld met sy druk, die wêreld met die ekonomie en alles, sit soveel druk op ons. En dan hoor ons negatiewe dinge op die TV en ons hoor die negatiewe dinge op die internet en alles, en dan op die einde van die dag sukkel ons. Want ons het 'n deur oopgemaak, omdat ons vergeet het dat Jesus die kragtige woord is. Ons raak benoud omdat Jesus. Luister wat sê die woord. Jesus sê vir ons in Jesaja. Nou Jesaja is daar in die Bybel. Net voor Jeremia. Hy is daar in die Bybel, ja. Hy is net voor Jeremia. Hy is net na Psalms daar, so 'n bietjie na Psalms, Spreuke, Prediker, so aan. Blaai net 'n bietjie nog aan, dan kry julle Jesaja en sit stop. Prys die Here. Jesaja 40. Askies wat ek net hierso kyk. Van hierso van vers vers 29 tot 31. En dit is amazing, die woord van die Here. Ek bind Satans werke, ek bind sy werke, Here, in Jesus naam, wat nou probeer het om my aandag af te trek, wat nou probeer het, Here, op my plek met verloor, Here, ek weier in Jesus naam, in die magtige naam van Jesus Christus. Amen, en amen, en amen.
Okay. Hy gee die vermoeide krag en vermenig sterkte vir die wat geen krag het. Vir hulle wat daar geen hoop is, vir hulle wat voel hulle is gedaan, vir hulle wat voel hulle kan nie meer nie, vir hulle wat voel daar's nie meer antwoord nie, vir hulle wat voel dat daar nie antwoord vermoere selfs is nie, dat daar nie, kom ons vat 'n voorbeeld, dat daar nie kos kan wees nie, dat daar nie finansies gaan wees nie, so kan ons dit opnoem, daar's verskille, maar die Here sê, hy gee krag, en as hy krag gee, kan ons weet, Jesus staan gereed om homself te bewys, om te wys dat hy die krag van God in hom het, want hy is die krag van God. Hoekom? Want die woord het uit God se mond uitgegaan. Het God dan nie gesê dat daar lig wees nie? En gaan kyk, Eskom besit nie daai lig nie. God is die besitter van die lig. Jy kan nou, as jy buite loop, sien hy skyn nou nog. En as jy nie kan sien, kan jy my bril. Want dit is dag. Want die Here het ook gesê, laat daar dag wees, en laat daar nag wees. So, God se woord het krag. Maar wat? Ons val. Ons raak benoud. Ons vergeet dat Jesus sê, hy staan gereed om homself te bewys, dat hy die kragtige woord van God is. Ons raak benoud, en dan hardloop ons die kant toe, en ons hardloop daai kant toe, en ons vergeet, en ons lewens val uit mekaar uit, en ons raak, soos die Bybel sê, die vermoeides, hulle sien nie hoop nie, hulle sien net die probleme, maar Jesus is daar, hy het nog nooit verander. Dit wat hy gister gedoen het, sal hy vandag ook. Want die Bybel sê, hy is dieselfde as gister, vandag en wat? Wat kom? Dieselfde as môre. Yes. Hy het nog nooit van gedagte verander nie. Kom ons gaan nog verder. Vers 30. Die jonges word moeg. Ja, ons word moeg oor die dinge van die lewe, oor die negativiteit. As jy jou kaart in die ATM druk en hy sê vir jou, hy soek vir jou werk. Ons raak moeg daarvoor. Maar weet jy wat? Ons moet God kan vertrou. Ons moet kan weet, hy is die Here wat kan sorg dra. Hy is die Here wat die onmoontlike moontlik. Hy is die Here wat vir jou is en nie teen jou is. Hy is die Here wat dit alles moontlik maak, net deur sy woord wat hy spreek. Ons sê dan ons is oorwinnaars. Maar ons loop soos mense wat gekwes is. As jy bokke gaan skiet en goed en jy skiet hom net skrams, dan sien jy hy loop so hinke pinke. Dis hoe ons is. En wanneer ons so loop, wanneer die vyand ons tackle, dan is ons moeg, ons is gedaan. Ons gesondheid ly daaronder. Ons siel ly skade. Hoekom? Want jy kan nie eens bid nie, want jy is gedaan. Jy kan die Here nie eers loof en prys nie. Want hoekom? Hoekom? Jy is gedaan. Hoekom? Jy is gedaan. Jy lyk soos 'n Standbeeld. mooi. Ek het dit gesê, die sê het gesê. Jy lyk soos 'n standbeeld. Yes. Want ons is gedaan. Al wat ons sien is probleme. Vanoggend wil ek hê jy moet ophou kyk na jou probleme. Kyk op na die kruis. Kyk op na Jesus. Sit jou probleme aan een kant en sê, Here, what come? It's all right, ek kan dit hanteer. Wat op my pad is, kan ek hanteer. Hoekom? Want Jesus is met my. Hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Jesus sal voorsien. Hy kan voorsien en hy wil voorsien.
So ek gaan nie meer interfereer in die dinge van die Here nie. Prys die Here tot die ondergrens. Amen. Psalm 8, hoor, Jesaja 40 vers 31. Maar die wat op die Here wag, daar's hoop. Die wat op die Here wag, wat moet jy doen? Jy moet wag op die Here. En op die Here se woord staan. En op die woord van die Here staan. Maar jy moet nie gaan staan en dikbek word nie, man. Jy kan nie gaan staan en 'n tantrum gooi. Jy kan nie gaan staan en sê ek bid teen 'n muur vas nie. Jy kan nie gaan sê God hoor my nie. Jy kan nie wys staan nie. Jy kan nie wys staan nie. Jy moet staan om te glo vanoggend in Jesus. Jy moet vas staan op die woord. Jy moet kan staan en sê, Here, ek glo in U. As U kan sê, laat daar lig wees, dan kan U vir my sê, ek sal ontvang. Dan kan U vir my sê, die deurbraak is daar. Here, wat is onmoontlik vir U? Niks. Want die Here kan alles doen. Prys die Here. Kom ons kyk gou na Romeine. Romeine. Hy is net na Genesis. OK, ek sien julle stry. OK. Prys die Here daarvoor. Net joy. Sy vir my nee. Romeine 1 vers 33. Daar's 'n gedeelte wat nou gaan opkom wat nou verskriklik mooi is. Romeine 11:33, ekskuus. Ek sien daar's nie 'n nou so vanaand kyk. O diepte van rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele. Onnaspeurbaar is sy weë. Maar die ding wat ek jou volg, hoe diep is die wysheid, die kennis van God? Om te weet, om vas te hou, om te vertrou, om te glo volg. Hoe diep is die wysheid van God in sy woord om te sê, Here, U kan vir my. Daar is hoop. Hoe diep is die wysheid nie? Wie kan God se gedagtes verander? As Marlene nou daarso sit, ek gebruik haar net vir 'n voorbeeld. En God wil haar seën. Ek kan nie gaan interfereer tussen God en haar nie. Want sy gaan nog steeds haar seëninge kry. God is almagtig. En niemand kan in sy weë kom, wanneer hy haar wil seën, kan niemand hom stop nie. As hy haar wil help, wie kan hom stop? Wie kan sy hand, wanneer God sy hand uitstrek na hom, wie kan sy hand stop? Nou, hoekom is dit so moontlik om te glo dat daar hoop is? En dat ons sê ons is gevul met die Gees, maar die Gees kom nie in sy volle werking nie. Want ons vergeet hoe diep God se wysheid, sy kennis, sy insig is. Ons vergeet dat hy vir ons is. Ons vergeet dat daar krag in sy woord is. Jesus staan gereed om homself te bewys. Hoe kragtig hy die woord is. Maar ons maak dit wanneer ons twyfel, wanneer ons nie glo nie, wanneer ons sou oomblik afval,
maak ons geloof goedkoop. Hoekom? Ons maak 'n deur oop. Kom vrees, kom vol my. Dan sit ons bewe so. Lyk op julle kant kry op die Noordpool is nie so koud soos wat ons vrees. Want die Noordpool kry jy koud. Maar die vrees kom so, laat hy ons in siekte injaag. Hoekom? Omdat ons 'n deur wil kom. Omdat ons nie op God wil vertrou nie. Die Bybel sê, moenie op jou eie insig en eie krag steun nie. Maar, ons mense verander die woord, want die woord moet by ons aanpas. Nie ons by God se woord nie. Ons moet by die woord aanpas. Want as die Here sê moenie, dan sê ons nee Here, dis nie vir my nie. Dis my broer wat daar sit en my suster wat in daai kerk is. Of wat is daai gemeente se vers daai Here? Dis nie vir my nie. Wat ons kies nie wat ons wil. En dit is verkeerd. Die Bybel sê streef na heiligmaking. Dan gaan nou die mense vakansie. Vraag is, hoe heilig hou jy regtig God se dag? Die Bybel sê, omdat jy jou voete terughou om self shopping center toe te gaan, omdat jy jou voete terughou en die Sabbat heilig. Maar ons worry nie. Ons gedoen nog steeds shopping. Dis net 'n voorbeeld. Maar die Bybel sê, jy moet jou voete selfs terughou. Ons doen dit. Want die woord moet by ons aanpas. En dit is verkeerd. En dan wonder ons hoekom die krag van God nie in ons gebede deurkom. Hoekom die Heilige Gees nie in sy volle sterkte kom. Hoekom ons nie regtig geesgevuld is nie. Ons sê ons is. Maar wat ons sê en wat ons doen is twee verskillende dinge. Hoekom? Want die Bybel sê aan jou vrugte gaan jy geken. Hierdie week het ek getuig. Daar was soveel mense wat teruggekom het, want soveel mense vra vir my daagliks. Wat doen ek? En een van die teksverse wat ek op staan in my getuienis is, die mate waarmee jy meet, sal weer vir jou gemeet word. So die geloof wat jy in God het, sal vir jou gemeet word. Die manier hoe jy die Here aanbid, gaan vir jou gemeet word. As jy dit ligtelik opvat, ek het pyn. Ek het pyn as jy die woord wil staan en verander nie. Ek het pyn. Almal het opinies, maar niemand wil luister na die regte opinie van God. Daar's een opinie wat werk. Dit is Jesus. Kom ons gaan aan. Ek gaan nou daaroor praat nie. Kom ons gaan na Spreuke. Nee, ek was nou in Spreuke. Ja, Spreuke 1. Was nou in Romeine gewees, ekskuus. Spreuke 1. Spreuke 1 vers 33. Maar die wat na my luister, sal veilig bly. Wat sê die woord vir jou? As ons luister na God, nie na jou opinie nie, want almal wil verskil en almal wil 'n klip in die bos gooi, maar niemand weet wat hulle regtig doen nie. Wat ons lewenswyse. Almal wat luister na die woord van God, sal veilig word. So jy gaan vrede in jou huis wees, jy gaan vrede in jou siel wees, jy gaan vrede in jou lewe wees. Daar gaan totaal en al vrede wees. Ek gebruik nou net een van vrede. Dan sê die Bybel, en gerus wees teen die skrik van onheil. Wanneer probleme op jou afkom, gaan jy rustig wees. Wanneer dinge rof gaan vir jou, sal jy dit kan hanteer met 'n smile.
Dis nie altyd maklik nie, dis nie altyd lekker nie. Maar jy sal dit kan hanteer. Hoekom? Want God se woord kan nie lieg nie. Hy sê, jy sal veilig wees. Hy sê, jy gaan rus vind. Jesus staan gereed om homself te bewys hoe kragtig sy woord is. Maar die mate waarmee jy glo, is wat die verskil maak. Matteus 15 vers 8 sê, almal sê ons loof die Here, ons prys die Here. Maar die harte is ver van God. Ver van God. Kom ons gaan aan. Kyk gou Openbaring. Is dit nou Genesis? Jonathan, is dit in die Ou Testament? Nee, Nuwe Testament. Dis agter die Bybel. Ai, ek het gehoor jy sê ja, net na Genesis. Dit is nou Matteus. Net na Matteus, okay, prys die Here. Okay, Openbaring 21 vers 7. Hy wat oorwin sal alles beerf. Hy wat oorwin, so jy vanoggend deurbraak is, soek. Die woord sê jy sal beerf. Jy gaan dit kry. Wat sê die woord? Hy wat oorwin, is jy 'n oorwinnaar volgens? Is jy 'n oorwinnaar volgens? Is jy 'n oorwinnaar volgens? Daar's oorwinning in Jesus naam. Daar's oorwinning in die krag van Jesus. Daar's in die oorwinning in die Here, saam met die Here. Daar's oorwinning oor jou blokkies, jou hindernisse, jou dinge wat jou verhinder om jou oorwinning te kry. Daar's vanoggend oorwinning. Maar jy moet in Jesus glo. Jy moet in God glo. Jy moet daar wees. Wat moet jy wees? Daar wees. Prys die Here en wie moet jy glo? Die Here. Amen. Jy moet in die Here glo. Kom ons gaan nog verder. Ons sê die woord. En ek sal vir hom 'n God wees. Dis 'n belofte. Wil jy God hê as 'n God? Wil jy God regtig hê? Almal sê ja, ek wil die Here hê. Die vraag is, wil jy God hê? Wat die Almagtige is? Dan sal jy moet begin glo. Maar jy moet ook glo in sy krag. Jy sal moet ook glo in sy woord. Jy sal moet ook glo dat sy woord krag het. Jy sal moet glo met jou hele hart dat hy God is. Die Bybel sê vir ons, wanneer ons na God toe gaan, moet ons glo dat God God is. En dat hy 'n beloner is van die wat hom wie hom soek. So jy gaan 'n beloning hier in Openbaring sê vir jou. Jy gaan 'n beerwe. Hy sê hy sal 'n God wees vir jou. Wat is onmoontlik? Wat is onmoontlik? Kom ons bid ons almal bid ons by die see. Net soos Moses hulle self gevind het. Die vyand agter hom. Daar's geen hoop nie. Ons vind ons in ons omstandighede vind ons hier teen die see. Daar's nie 'n uitweg nie. Niemand kan ons help nie. As God nie gaan antwoord nie, is daar niemand nie. Is daar niks. Kom aan mense, ons moet vanoggend ons geloof kan optel. Ons moet ons geloof kan optel en sê, Here, ons glo nie. Here, ons staan op U woord. Here, U woord is vir my. U woord is kragtig. U woord kan nie terugdraai nie. Ek het nou Malien gebruik. As die Here wil seën, wie kan haar stop? Julle het gepreek. Wat julle gesê? Wie kan God stop? Wie kan sy hand stop? Nou is God sy hand uitstrek vir jou. Sy gedagtes verander net na jou toe.
Wie kan God se gedagtes verander? Hoekom is ons hopeloos? Hoekom is ons hopeloos? Dis omdat ons die woord wil hê, die woord moet by ons aanpas. Nee, ons moet by die woord aanpas. Ons moet na God toe gaan. Ons moet by die Here gaan skuil. Daar's soveel profete, soveel godsmanne in hierdie woord wat ons gewys het. Hou vas. Selfs al hulle Elia wou doodgemaak het, die koning en sy hele volk. Sê die Here, "Ou, wat kry jy weg in die spilong? Gaan man. Ek gaan met jou wees." En Elia het uitgegaan uit die spilonk het en hy het gaan staan voor hulle. Toe sê hy, "Oké, julle is nou 400 clever manne." Dis nou Baal se priesters. Ek noem hulle clever manne. En hy sê, "Wil ek daag julle uit, gooi water op julle goed," en hulle wil nie. Sê nee, ons gaan nie. Ons God gaan antwoord, hy gaan hierdie vleis laat braai. En Elia sê nou, "Oké, so hulle nie wil nie, dan gaan ek span hier op die kantlyn sit en vir julle kyk." En hy sê bene so gevou en hy het vir hulle gekyk. En hulle bid en hulle roep na hulle God toe om na die vleis aan die brand te kry, want hulle wil braaivleis. En hulle God kan nie antwoord nie. Hy sê, "Miskien slaap julle God. Miskien is hy besig." Hy sê, "Roep harder, miskien is hy dood." Maar hulle God kan nie antwoord nie. En later sê hy vir hulle, "Wag, dat ek die lewendige God uitroep." En hy sê, "Ek vra vir julle, maak 'n sloot, gooi water op die hout." En hy sê, "Nee, dit is nog nie genoeg nie, gooi nog. Hulle het 3 maal waters gegooi. En hy bid en hy sê, "O Here God van Israel, laat hulle vandag hoor." Hy sê, "Laat hulle hoor dat U die God is van Israel, die lewendige waardige God. Dat ek nie beskaamd sal staan nie, maar op U woord sal vashou. Here, laat U die vuur uit die hemel uit sal stuur." En toe hy dit sê, toe stuur die Here. En die Bybel sê, toe hy vuur daar die hout aan die brand steek, toe droog hy die water op. En hy sloot het, wat hulle om na die hout gegaan. En as God het gedoen het vir een man, hoeveel te meer sal God nie vir my ook kan doen? Vir jou. Kom aan, ons moet ons geloof kan optel. Ons moet kan sê, Here, ons glo nie. Maar wat staan in ons pad, Fred? Ons gevoelens. Hoekom? Want jy voel jou bankrekening is leeg. Want draag jou hart, is dit nie? Jou emosies, my oë sien het. Ek gebruik nou net 'n bankrekening. Kom ons plat die koskas. Maak nie saak wat se probleem jy voor dag wys. Jy sien dit, jy aanskou dit. En dan sê hy die wêreld nog met sy dinge, okay, jy's broke. Want hulle spreek dinge uit. Ek sê broke nie. Ek hoef nie minderwaardig te voel nie. Ek hoef nie vernederd te voel nie. Al wat ek hoef te doen, is net te glo. Want Jesus is my koning. Wat het Lisa vanoggend gesê? Ek is 'n koningsdogter. Ek is 'n koningsdogter. Maar jou adres moet verander. Dis tyd dat jy begin trek van hopeloos na hoop. Jou adres moet verander. Dat jy 'n dogter van Jesus. Dat jy 'n kind van God is. Dat jy koningskind is. Die Here gee dit vir jou. Hy sê jy sal dit beerwe. Nou as die Here sê hy gaan dit beerwe, Jonathan,
Die Here sê jy gaan dit kry. Kan ek dit kom wegvat? Niemand kan nie. Niemand kan dit wegvat. Maar net God. Ja, die Here kan dit weerhou, jy sê reg, die Here kan dit self herinner. Hy kan dit uitstel. Daar's baie redes wat die Here kan doen, sodat jy dit nie kry. Een van hulle is, wanneer ons bid, en daai eie ek skop in, is een van hulle, dan kan jy dit nie kry, omdat dit oor jou gaan en nie oor God gaan. Gaan lees die boeke van James, Jakobus. Ja, moes ek nou eers die kant dink. Jakobus sê vir jou, moenie twee gedagtes kry nie. As God sê hy is vir jou, moenie op jou emosies staat maak nie. Al sien jy die storms kom, al sien jy die probleme kom. So wat? Jou God kan hy storm stil maak. Jou God kan die pad vir jou maak in die woestyn. Hy kan 'n pad maak deur die waters. Hy het gesê jy sal dit beerwe. Maar al wat ons moet doen, ons moet dit glo. Ons moet ons geloof optel. Ons moet net nederig voor die Here wees. Dis hoekom die Bybel aanhoudend sê nederig. Doen net wat die Bybel sê. Vergeet jou opinie, dit tel nie. Hou vas wat God sê. As die Here sê so, dan is dit so, dis settle. Dis 'n uitgemaakte saak. Want hoekom? Op die einde van die dag wil jy te beerwe. Jy wil hê jou deurbraak moet deurkom. Die Here sê hy sal die begeertes van jou hart gee. Is dit nie? So, wees net oop vir die Here. Luister. Die woord sê so mooi in Spreuke. Luister. Daar's 'n ander woord wat sê, hy wat oor het, luister. Moenie jou hart vandag verhard nie. Dis hoe die vers verder gaan. Dis verskriklike mooi woorde hier wat die Here vanoggend hier so uitdeel. En dan sê hy, en hy sal vir my 'n seën wees. Net soos wat ek 'n oorwinnaar is, gaan ek 'n seën wees. Askies? Ek gaan 'n seën wees. Want daar is nie 'n regte geslagte nie. En dit is Gees. Dit is daar nie 'n manlike of vroulik nie, maar daar is nie 'n broer. Almal is een. En Jesus self het dit gesê. Hulle het hom gevra. Nou wie se vrou is dit as sy 7 maal getroud het? Sê daar is nie 'n broer in die hemel. So daar is nie geslagte nie. Jou gees gaan op na God. En ons gaan almal seuns wees. So. Op die aarde is ons man en vrou, want God het ons so gemaak. Prys die Here. Maar jou gees moet een met God wees. Hoekom moet jou gees een wees? Sodat die Heilige Gees kan deurwerk. Dat die Heilige Gees kan deurkom. Dis daai twee gedagtes wat jy sê, ek is nie goed genoeg nie. Ek is alweer broek. Kan nie. Kan nie eens dood, maar kry was dood, man. Kan nie bestaan nie. Want die woord verskil met kan nie. Hy sê ek is tot alles in staat. Deur daar sê. Prys die Here. Maak vas. Gebruik hy woord. Jesus se woord het krag. Daar's krag in die woord. Daar's krag in die woord. Daar's krag. Daar's deurbrake volgens vir jou. Jy hoef nie op die aardshoop te sit nie. Dis tyd om op te staan.
Skop daar die as af, man. Gooi hy tantrum, laat hy stof gaan lê. Ek weet die Bybel sê ons gaan terugkeer na stof toe. Maar terwyl jy asemhaal, is jy nog nie stof nie. Jy het nog 'n siel, jy het 'n gees en jy het 'n hart. Here vir die Here, glo in hom. Glo in hom. Glo in hom. Glo in hom, mense, glo in hom vanoggend. As krag in sy woord. As hy sê hy is vir jou, wie kan teen jou wees? Wat is onmoontlik vir God? As die Here kan sê laat daar lig wees, sal die Here vir jou sê laat daar vir jou wees. Daar's hoop. Daar's hoop. En dit is die verskil wat ek heel week selfs in my getuienis probeer, die mate waarom ons glo. Want ons wys net daai bietjie. Hoekom? Ons is mens. Want die bankrekening wys jy. Die koskaste wys daar steen. Eendag het Louisa die Bybel in die eie vrieskas gesit. Nie om staaks te wees nie. Om te sê, Here, hierdie koskaste is leeg. Maar U sal voorsien, want U het 'n beloning. En die Bybel sê, jou hande, jou baksel, sal geseën wees, volgens Deuteronomium. Daarom het sy die Bybel in die yskas gesit. Here, U sal my kaste seën. Maar hoekom? Want sy moet bak. Ek het al visies die Bybel op die vloer neergesit en gesê, Here, ek staan op hierdie Bybel. Ek staan op elke woord wat in hierdie woord is. Want die woord sê, dit wat hy begin het in my, sal hy volëindig. Dink jy die Here gaan 'n halwe werk doen? Dink jy die Here gaan, Molly, die Here gaan jou deurkop toe stuur, maar net voor jy deurkop gaan jy eers daai programma toe gaan. Nee, maar dit is ons wil wat daai programma toe wil gaan. Ek gebruik dit net vir 'n voorbeeld. Want ons draai af, want dis ons wil, dat ons eers die kant toe wil gaan. Maar dit verhinder dat die Gees werk. Want daai wil van jou moet in God wees, nie in jouself wees. Die Here moet jou lei. Hierdie week kom nou Black Friday op. Ek bid alreeds, van verlede week al. Dan bid ek. Die wêreld maak ons stupid om geld te gaan spend. Mense maak skuld. Dis onnodig. Ons moet God kan vertrou. Jy moet kan wysheid hê om met jou geld te werk. En vir die wêreld te sê, as hy spesiaal opkom, kan hy weer opkom. Hulle gaan my nie stupid maak nie, man. Hy gooi nou 'n spesiaal een van die maand, gooi hy weer hyselfde spesiaal. Of net so voor Kersfees. Dis 'n manier van hulle om geld uit jou uit te haal. Hulle is soos 'n sakker. Hy wil net suig. Hy wil net jou beursies leegmaak. Jy is nie onderstel om in die mag, daai greep te vol van die vyand. Yes, daar is goeie special. Ek het niks daarmee. Daar is goeie special. Maar werk wys. Dit is wat ek vir jou sê. Werk wys. Vra vir die Here. Here, laat ek net dit gebruik of net dit antwoord. Moenie gaan om na dat 20.000 specials is jy waar al 20.000 het. Ek gebruik dit 'n voorbeeld. Maar moenie in daai mag val om net te koop nie. Jy moet kan wyswerk. Jy moet kan weet, Desember lê nou voor. Jy moet kan weet, Desember, ja, almal gaan ekstra gelde kry, of van die mense gaan ekstra geld, maar jy moet kan uitkom met jou geld. Jy moet kan kos koop. Koop hierdie maand al dubbel kos. Begin al hierdie maand ekstra kos koop. Maar van Desember tot Januarie, dan ken almal my telefoonnommer. Hiervan na Kersfees self, dan kry jy op. Werk wys. Begin nou al hierdie maand bietjie ekstra koop. Volgende maand koop ekstra.
Aan die einde Januarie is ver. Werk wys met jou geld, moenie in die mag van hierdie geldlus val. Jy moet kan staan en sê nee. Ek gaan nie spandeer. Ek gaan net koop wat nodig is. Al gooi hulle die beste special uit, al smeer hulle jam om jou bek. Dan sê jy nee. Want hoekom? Want jy koop nou en jy betaal volgende maand. En volgende maand se lang maand. En einde Januarie is eers ver. Moenie gaan skuld maak. Die Bybel sê kom weg van skuld. Moenie val vir daai koop nou en betaal later. Moenie. Staan op God se woord. Hy sal voorsien. Ek moet julle ongelukkig leer. Ek weet wat lê Desember voor en ek weet wat se oproep ek kry. Ek weet hoeveel mense huil. Hulle huil van die Kaap af tot hierso en die pad is lank van daar af want dan moet eers deur die Vrystaat kom. Yes, maar die mense huil omdat hulle nie wys werk met hulle gelde nie. Families breek op as gevolg daarvan. Plaas daarvan dat hulle net op God se woord kan vertrou en weet die woord is kragtig. So ons moet in God glo. Maar jy moet ook die Here kan wys jy's 'n goeie rentmeester. Rentmeester beteken jy kan met jou gelde werk. Prys die Here. Okay, kom ons kyk gou na Matteus 22. Jonathan, dink ek nou aan Matteus. Genesis net as dit. Ja, is net na Genesis. Nee, Lisa. Hoe vinnig sê sy jou? Daphne. Okay, Matteus 22 vers 29. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle: "Julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie." Luister hierso. Julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie. Al luister na die tweede die laaste gedeelte van die vers, of die tweede helfte van die vers. Die vers sê: en ook nie die krag van God. En ook nie Krag van God. Krag van God. Ons dwaal, die Bybel, Jesus self het dit gesê. Ons dwaal. Omdat ons nie die krag van God ken in sy woord. In hom het. Daar's krag. As Jesus vir die blinde kan sê, luister, jy kan sien. As hy vir die verlamde kan sê, jy kan opstaan. As hy 5000 kon gevoed het, wat is onmoontlik vir hom om jou te help? Hy het miljoene gevat uit Egipte uit. En hy het hulle kos gegee elke dag. Toe gooi hulle 'n tantrum, soek hulle water. Die Here het nie daarvan gehou oor die tantrum wat hulle, die manier wat hulle dit gedoen het. Die aarde het oopgeskeur. Die aarde het hulle heel ingesluk. Maar hy het hulle water gegee. Uit 'n rots. Daar's hoop, God kan antwoord, God kan deurkom, maar God se woord, daar's krag in die woord, daar's krag vanoggend in God se woord. Dis wat ek vir jou sê. Die vyand het lank genoeg met jou gemors. Die woord sê sy plek is onder my voete. Stamp hom man, stamp hom, trap hom man. Die Here het jou mag gegee oor die vyand. Nie vir die vyand mag gegee oor jou nie. Vir jou mag gegee oor die vyand. So, hy het gesê, jy sal dit beerwe. God het gesê, hy sal 'n God wees vir jou. Hy het gesê, jy sal my seun wees. Hoe staan ons nie op? Ons is gou om te sê, ons het menseregte. I had the right. Paulus sal jou gedoen het met checkers. I had the right to complain.
Maar hoekom het jy nie die reg om vir die duiwel te sê, jy's 'n kind van God? Jou adres het verander. Hoekom laat jy hom toe om jou te vervul? Hoekom laat jy toe? Die Bybel sê ons dwaal, omdat ons nie die skrifte ken. Kom aan mense, daai woord kan nie in vervulling kom nie. Ons moet terugkom, want daar's krag in die woord. Daar's krag in die woord van God. Daar's krag om te weet, my God het al die mag. Dit wat vir my hopeloos is, dit wat vir my onmoontlik is, God kan nie. Kom aan man, ons moet glo. Kom maar, ek preek nie verniet volgende. Dan moet vir iemand hoop wees volgende. Dan moet vir iemand 'n antwoord wees vanoggend in hierdie boodskap. Dan moet vanoggend sê, ja Here, die woord is vir my. Want die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en lewe. Kom aan, dit staan geskrywe. Ek sal vir jou lees ook. Johannes 6 vers 63. Dit is die gees wat lewend maak, die vlees is maar geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en lewe. Daar's lewe in die woord, daar's krag in die woord. As die woord dan so kragtig is, wat is onmoontlik dat ek kan kry om dit wat ek wil hê? God se arme is nie te kort, sy ore is nie, hy is nie besig. Hy is jou lief, jy is sy seun, jy is sy kind. Jy is myne, sê die Here. Jesaja het ons gesê, daar's hoop. Ons is nie soos daai mense wat sê, daar's geen hoop nie. Daar is hoop vir ons volgende, daar's hoop volgende vir my en vir jou. Waar is dit? By die voete van Jesus. By die voete van Jesus. Al sê die wêreld, al lyk dit donker. Kom aan, daar's hoop. Kom aan Gerard, daar's hoop volgende. Kom Gerard, daar's hoop. Ek nooi jou uit om te kom en sê, Here, daar's hoop volgende vir my. Ek nooi jou uit volgende. Maar so nooi ek elkeen. Daar's hoop. Ek is nie 'n verslaande nie. Ek is 'n hoor. My naam is Dankie Jonathan. My naam is oorwinning. Ek loop in victory. Ek het victory. Ek is victory. Is jy skroppelig? Nee. Is jy gemors? Nee. Is jy hopeloos? Gaan nog een stap verder. Is jy dom? Nee. Ons het hoop, want ons God het ons gemaak as ons in sy beeld. Daar's hoop vanoggend. Maar keer terug na God. Maar met jou? Nog een teksvers. Hy kom uit die boeke van Jesaja. Kom aan, daar's hoop vanoggend, mense. Ja, Tannie, daar's hoop vanoggend, mense. Jesaja 55. Vers 11. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Nou as die Here vir jou hoop stuur, gaan dit oor? Yes. So jy is nie 'n verslaande nie. Jy is nie. Jy het nie nodig om eers so te voel nie. Dit moet nie eers by jou wees nie. Dat hy gedagte moet nie eers by jou wees. Dit is lekker om 'n kind van die Here te wees.
Ons kan jubel, ons kan juig, ons kan dans voor die Here. Dis kom Goliat gesê het, Dawid vir Goliat gesê het, ek kom in die naam van die Here, al is jy hoe groot, God gaan jou uitlewer vir my man, en ek gaan jou slag, en die Here gaan nog die voël stuur, jy gaan sien, en hulle gaan jou vleis opneem, net jou bones gaan agterbly, dit is waar Mr. Bones vandaan. Net jou bones gaan agterbly. Vandag grou die mense nog steeds Goliat se bones op. Die Here. Maar hy het hom gesê die Here gaan jou oorlewer in my hand. Sê vir jou omstandighede, man, jy kan doen wat jy wil, al sien ek dit nie, of voel ek dit nie. God gaan deurkom. God gaan deurkom. Dankie. God gaan deurkom. God gaan deurkom. Wat gaan God doen? Wat gaan God doen? Nou begin glo man. Wat gaan God doen? Wat gaan God doen? Deurkom. Sê vir jouself, hy gaan deurkom. God gaan deurkom. Sê dit, jy moet dit hoor. Jou geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur die woord van God. Sê vir jouself, jy moet dit hoor. God gaan deurkom. Sê vir jouself. Yes. Jy moet dit spreek. Spreek lewe. Halleluja. Amen. Antie, trek jou mikrofoon nader, want hierna hardloop jy tyd. Mense, kom ons stel ons geloof op pad. Ons is koningskinders, ons is oorwinnaars. Jonathan, trek met daai mic bietjie af. Sit hom aan. Jy spoor hy speaker, dis ook. Here, baie dankie vir die dag wat ons luister, Here, in wees. Kom geluister het na u woord, maak dit in ons elkeen se hart lewendig, en dat ons nader aan u sal beweeg, elke oomblik van elke dag. Dat ons hierdie week sal ingaan, met nuwe uitdagings, nuwe krag, dat ons sal loop op die waters, want as my God dit aan ons beloof het, dan sal ons dit kan doen. As ons oog gefestig is op hom, soos die woord vanmôre uitgegaan het, dan sal ek 'n oorwinnaar wees, Here. Dan sal elkeen van ons 'n oorwinnaar wees. En Here, dis wat ons in hierdie oggend spreek in almal se lewe, is goedheid en guns en oorvloed van Jesus Christus. Nie om vir die wêreld te kan vertel, ek het dit en dit en dit nie, maar om vir my God dankie te sê, vir die tye wat hy my deurgedra het, vir die tye wat hy my losgemaak het van hierdie wêreld, en dat ek sal vashou aan die soop van die Here. En aan sy hand sal hy my deurdra. Here, ek wil u vra dat u elkeen se pad in hierdie week voorspoedig sal maak, dat u die inspraak in elkeen se lewe sal hê, dat u die voorhoede en die agterhoede van elkeen sal wees waar hulle beweeg, en dat u ons sal seën, dat ons met 'n joyful noise bring to the Lord, en met 'n joyful noise die Here se woord sal groot maak, sal uitdra, dat ons sal uitstaan soos 'n stad, 'n lig op 'n berg, in 'n groot stad wat die mense na ons toe sal aantrek, omdat dit vir ons lekker sal wees om te sien, daar's iemand waar hy skyn, nie onder 'n maatemmer kan wees nie, maar wat die lig is, en dat ons gesindheid die Here sal weerspieël, en God se woord sal deurdra. Here, ek wil u vra, die woord sê, dat u is die beloner van elkeen.
Ons beloning is nie op hierdie aarde nie, maar Here, dat hierdie mense soos wat hulle voor U sit, en soos wat hulle ingeskakel is en luister, dat U krone en parels in hulle kroon sal wees, waarmee U hulle gaan bekroon eendag daar in die hemel. Hierdie woord wat met ons praat, Here, dat ons dit sal inneem, want saam met ons is daar so baie ongelowiges wat God soek in hierdie dae. En U maak ons ryp in die akker. U leer ons die woord, sodat dat daar waar ons gaan, daar waar ons is, daar waar ons met mense deel hierdie week, dat ons ander kan bemoedig, wat U ons kon bemoedig vanmôre. En Here, dat ons hulle kan ook oplig en sê, nee, dis nie net jy wat swaar kry nie. Nee, die koning van die konings lewe. Ek het geleer, hy leerde. Dankie daarvoor. Seën elkeen mildelik in hierdie week, Here, is ons gebed en ons seëninge vir elkeen in Jesus se naam. Amen en amen en amen. Prys die Here, ja, kind. Mense, wees geseën, wees gegroet dan tot vanaand toe wat ons kom saam met. En weet vanaand om 7:00 het ons kom saam tot 8:30 toe, so ja. Tot dan, 'n geseënde, mooi, wonderlike dag en 'n wonderlike week in Jesus naam.